Hierdie week op Mooi Frankryk gesels ek met Petrie en Carina Prins by 'n huis in die nabye dorpie van Suger. Hierdie tyd stil gestaan vir 250 jaar. Mens vind nou baie min winskopies nog in hierdie omgewing. Ja. Die werk wat hierso moes gebeur het om ons hier te kon laat woon. Hy was toe nooit 'n bouer gewees nie. Hy het weggehardloop met ons deposit toe. So dit was die eerste en die duurste les wat ons hier geleer het. Kom reis saam na die beeldskone hart van die Franse platteland. Hier het 'n merkwaardige groepie Suid-Afrikaners tuistes geskep. Alles van verlate plaaskure na middeleeuse kastele. Ervaar die uitdagings en oorwinnings wat hulle beleef het. Die rustigheid van die Franse leefstyl. En herontdek die onblusbare dryfkrag wat ons as Suid-Afrikaners toerus om hier in die buiteland ons eie klein paradys te skep. Petrie Prins is 'n bekende juwelier van Kaapstad en saam met sy vrou Carina het hulle hierdie huisie jare gelede by my gekoop. Ek kuier vandag by hulle in die klein dorpie van Suger om te sien hoe hulle die huis uitgebrei en ingerig het. Hallo julle. Hallo Annette. Dit is so lekker om vir julle te sien. Wat destyds my klein huisie was, is nou in die middel van 'n gewerskap en bouwerk. Ek wil graag sien hoe hulle vorder, want Carina is bekend vir haar baie goeie smaak en mooi styl. Julle twee, ek kan nie glo wat julle gedoen het hier sodat ek laas hier was nie. Maar net, ons kan self nie glo wat hier gebeur het nie. Jy sal natuurlik onthou die huisie het glad nie so gelyk toe jy dit aan ons verkoop het 'n paar jaar gelede nie. Nee, ek weet, die plek het eintlik uitmekaar uitgeval en ek was verstom toe julle sê julle wou dit hê. Kyk, hierdie vertrek was die sitkamer, die kombuis, die eetkamer, alles in hierdie vertrekke gewees. En ons het natuurlik geweet, dit is te klein vir ons in die toekoms, maar ons was lus vir die uitdaging om 'n verandering te bring. Ons het goed geweet waarvoor ons osself inlaat, maar aanvanklik gedink, ag weet wat, al koop ons net die eiendom en ons laat staan dit vir 'n paar jaar. Daar was geen haas gewees om iets dringends te moes doen nie, maar soos ek myself ken, sou ek nou nie langer wou wag om hierdie plek hier te restoreer nie. So dit het vinniger gebeur as wat ons gedink het. Carina, wat eintlik die restaureerder is, het gesê, maar luister, ons raak ouer, ons moet op een vlak lewe. Die slaapkamer wat die bo was, het sy gesê, sy soek graag die groot ruimte. So ons die slaapkamer weggeneem, die badkamer is toegemaak en ons het nou uiteindelik 'n nuwe slaapkamer aangebou, 'n nuwe badkamer aangebou, nuwe stoepe aangebou. So nou het ons die uitsig op die meer en natuurlik ons gaan nou van voor af begin dekoreer. Toe ons die huis oorspronklik by Annette gekoop het, was dit 'n perfekte klein huisie. Die grond was omtrent 100 vierkant meter, die huis was omtrent 70-75 vierkant meter en ons het geweet ons sal moet aanbou en vergroot. So hierdie word julle hoofhuis. Maar jy weet, dis nie die enigste gebou nie, want julle het so 'n bietjie belê hierso in hierdie Suger. Ja, hierdie was die aanvanklike gebou en twee manne hier oor kan die straat met die naam van Michelle. Sy ma was 'n dame wat al die grond besit het hierso om ons en die gebouetjies. Toe is Michelle nommer 1 eers oorlede en nie lank daarna net toe sy vriend Michelle nommer 2 oorlede en ek het toe vir Petrie gesê, jong, ons moet nou vinnig spring want hierdie eiendom gaan dalk in die mark kom. Ons wou graag net die grond hier voor ons gehad het. Toe sy baie slim om te sê, sy gaan nie die grond alleen verkoop nie, ons moet al die eiendom koop. So op die ouende het ons 2 ander geboue moes bykoop, wat nou eintlik heerlik is, want dit gee vir ons nou 'n area waar ons tuin goed kan stoor en Petrie het 'n lekker werkswinkel en ons gaste het 'n lekker eenheid daar buite wat apart is en vir hulle 'n bietjie privaatheid gee. Maar wat vir my die grootste plesier was, Annette, sal jy onthou, toe ons hier gekom het, het jy gesê daar's 'n meer voor die huis. En toe ons hier kom, dan kan ons nie eintlik die meer sien nie. Want as ons nou buitentoe gaan, sal jy sien hoe die bos gelyk het. En die brandnetels. En die brandnetels, elke jaar het hulle so hoog gestaan. Ons het hier brandnetels geveg en ek dink ons het die brandnetels gewen. Dit het my lekker fit aan die gang gehou terwyl Carina huisie skoon gemaak het en die huisie mooi gehou het. Dit gee vir ons 'n kans om weg te kom vir 2-3 maande om iets te doen wat ek andersins nooit sou gedoen het by die huis nie. Ek wil my hele lewe lank wou ek nog in 'n bos gewoon het met 'n stroompie voor my en hier kry ek dit werklik. Mens vind nou baie min winskopies nog in hierdie omgewing, Ja. maar hier is nog 'n paar plekkies, maar dan moet jy weer eens baie bereid wees om te Jy moet werk. bereid wees om die moeite te doen en nie geld te spandeer, want dit is maar duur. Jy weet, die oorspronklike eiendom het kos omtrent niks.
Maar die oomblik as jy iemand nodig het, dan is die dienste maar baie moeilik. Met ons eerste boupoging, toe het ons buurvrou vir ons aanbeveel, 'n Franse man en sy seun, en die ou het gekom en ons was vir 'n maand hier en hulle het goed gegaan, jy weet. En die laaste dag toe, voordat ons nou terug gaan huis toe stap ek so om die ou se bakkie en daar op die agterkant staan daar so 'n groot plakkaat, grafgrawer. En hy was toe nooit 'n bouer gewees nie. Hy het weggehardloop met ons deposito toe en ons nie 'n penny teruggekry nie. So dit was die eerste en die duurste les wat ons hier geleer het. Toe het ons besef, ons praat nie die taal nie. En ons het 'n Engelse bouer gekry, maar hy het ook gesê, maar julle kan nie vir my druk nie. Ek woon in Frankryk vir 'n lewenstyl. Ek gaan nie vir jou sê wanneer ek gaan klaar wees nie, maar ek sal die beste doen wat ek kan doen en julle moet my vertrou. En soos jy kan sien, vandag nog is hy besig om vir ons na 10 jaar nog steeds aan te bou. Die grafgrawer, ek dink hy het julle uitgekyk, toe hy sien jy gaan nie julle graf te grawe nie, het hy maar die pad gevat. Ja, hy het die pad gevat, ja. Weet jy, dit voel amper vir my soos gister, toe ons daar in Groenput in 'n restaurantjie sit, en ek wys vir julle die boekie van hierdie huisie, en sonder om vir 'n sekonde te twyfel, het julle gesê, julle wil dit hê. En nou sit julle hier en hoe voel dit? Ek onthou baie duidelik jy te sê, Karina, ek dink julle moet nou kom kyk na die huis en jy stel voor dat ons so vir 12 dae in die huisie kom woon en dan moet ons maar besluit. Julle gaan 10 dae voor die tyd kom en dan moet ek en Petrie volg. En ek kon nie mooi verstaan het wat die rede daarvoor was nie. En vandag verstaan ons nou baie mooi waaroor dit gegaan het, want die werk wat hierso moes gebeur het om ons hier te kon laat woon, moes julle seker 10 dae hier spandeer het om dit vir ons mooi en aantreklik te gemaak het. En daar was nie eers 'n twyfel na 12 dae was ons oortuig dit was die regte besluit. En julle het net die klein huisie as die basis gebruik en dit getransformeer in 'n plek wat absoluut by julle pas. Ja, jy weet, dit het vir ons die kans en die geleentheid gegee om ons eie stempel af te dwing op die huis en na 14 jaar verander ons nou elke jaar so bietjie ietsie, maar dis nou finaal en die laaste renovasie. En Petrie, vir jou, wat geniet jy van die Franse atmosfeer en wat leer jy by die Franse? Weet jy wat ek by die Franse leer natuurlik? Ek en Karina is albei vreeslike gedrewe persone. Ons sit nooit stil nie. Die Franse het vir my geleer dat jy elke dag geniet en jy moenie jouself onder druk plaas nie. Soos wat 'n mens ouer word, soek jy natuurlik nie meer die rondhardlopery van die jonger lewe nie. En hier in die platteland veral is dit nou vir my die grootste plesier om te kom en te weet ek is afgesluit van die res van die wêreld. Die druk van die kantoor, die probleme van personeel bestaan eenvoudig nie hier nie. En hoe lank bly julle hier op beslag? Ons probeer so 2 keer 'n jaar kom in April en Julie Augustus nog. Ja, ek sou baie graag langer hier wil woon, maar op die oomblik, jy weet, Petrie se besigheid is nog aan die gang totdat hy die besigheid verkoop. En sal ons oorweeg om miskien 'n langtermyn visum aansoek voor te doen, dat 'n mens so 6 maande van die jaar hier kan woon. Dan is julle hele lewe is net eintlik een groot somer. En dit is die droom wat waar word. Dis reg, so jy kies jou beste maande, somermaande in Kaapstad en in die ander maande hierso. Maar ek sien uit om nog baie lank saam met julle te kuier. Die huise wat ons hier sien was almal woonhuise, as hulle stalle. Ons het gearriveer die 2 April en ons kon nie glo dat die dakke wit van die sneeu gelê het nie. Petrie, vertel my van hierdie lieflike dorpie en hoe jy dit nou ervaar. Net dit is 'n voorreg want hierdie tyd stil gestaan vir 250 jaar. Die was natuurlik die woonplek van die arbeiders van die landheer wat sy huis 'n bietjie hoër op in die straat is. Hier's 'n groot kasteel. Ja, net so 'n groot kasteel en die huise wat ons hier sien was almal woonhuise, as hulle stalle en 'n bergplek vir die wintervoeding vir die beeste en die diere. Hier is omtrent 20 bouvallige huise waarvan 7 gerestoreer is. En wat jy hier sien is byvoorbeeld 'n huis wat soortgelyk is in die toestand wat ons skuur in die hande gekry het. Ja. So die raad wat mense vir Suid-Afrikaners sal gee wat wil koop is, waarna moet jy eers kyk? Jy moet jou lewenstyl in ag neem en jy moet besluit, wil jy in die dorp woon of wil jy in die platteland woon? Ons verkies die platteland, dis rustig hier, dis groen, ons kan stap
ons kan fietsry dorp toe, ons kry ons brood en melk afgelewer. So dit is eintlik 'n baie ideale rustigheid wat ons hier kry. So hierdie huisie is nou 'n voorbeeld van hoe dit gelyk het toe julle hier aangekom het. Maar ek wil gaan kyk hoe lyk julle huisie nou wat julle reggemaak het. Nou maar kom ons gaan kyk. Terwyl die werk aan hulle hoofhuis plaasvind, bly hierdie gedrewe paartjie langs aan in 'n ou stal wat hulle omskep het in die mooiste gasteakkommodasie. Die plek is so mooi ingerig. Dit is so oorspronklik en dis natuurlik 'n paar goed wat jy dadelik raak sien en een is hierdie ongelooflike skildery. Wat is die storie? 'n Vriendin het dit vir ons gekommissie jare gelede en dit het in 'n huis in Fresnay in Kaapstad gewees vir 'n paar jaar. En toe verhuis ons en die peer het toe nou glad nie in die huis gewerk nie en hy was in stoor gewees vir 10 jaar. En toe ons hierdie skuur gerestoreer het met hierdie groot hoë ruimte, het ek vir Petrie gesê, weet jy, ek dink die peer gaan 'n nuwe plek kry. En die kacheltjie is absoluut noodsaaklik. Die kaggel is fantasties. Ons het gearriveer die 2 April en ons kon nie glo dat die dakke wit van die sneeu gelê het nie. Toe ons hier instap, het ons byna dood gegaan van die koue en ons het hier kaggeltjie seker vir so 2-3 dae, 24 uur van die dag gestook en uiteindelik het die huisie opgewarm, so nee, hy kom maandag. En die ander element wat vir my so slim is, tipies van jou, is die spieël wat die muur reflekteer. So dit lyk amper soos 'n skildery van klip. En die klip is absoluut perfek en dit kom uit die omgewing uit en dit hou natuurlik die huis vreeslik lekker koel in die somer en in die winter raak dit maar koud, maar die kaggeltjie doen dan sy ding. Maar wat vir my altyd beïndruk hier is, dit was hier in 1840 met hierdie gebouetjie opgesit is en hulle het so goed gebou vir die diere en is gebou met 'n potklei wat van die omgewing gekom het, wat ek nou lekker kon gebruik het om my paadjies met die klippeer te bou. Sou jy nou ooit kon dink dat ons op ons ouderdom sulke groot projekte aanpak en so hard werk en swaar goed ronddra? Net dis wat ons jonk hou. Ek is baie lank al verby my aftree ouderdom, maar ek wil nie sommer ophou nie om met my hande te werk. Is so lekker en jy kan sien wat jy gebou het. Maar jy weet, is ook ons leef so gebalanseerd want ons werk hard, maar ons kuier net so lekker. Dit is wel en ek lekker dink, te sien. daai 'n tafel, Franse tafel met die klomp kaas en brode. Maar julle het 'n baie groot voordeel hier. Julle het 'n spesiale Mrs. Delivery. Weet jy, ja, ons is verskriklik gelukkig. Dit is 'n dametjie wat 2 keer 'n week kom sy met een van hierdie afleweringswaantjies. Hulle noem dit 'n boulangerie trokkie. En dit is te pragtig. Sy kom Dinsdae 2:30 en Vrydag 2:30. En dan is dit hierdie winkeltjie met die lekkerste eetgoedjies in patisserie en brode en goed wat jy kan aandink. Wonderlik, so Parys kom kuier 2 keer 'n week by julle hier met die vleer. Ja, nee, ons is juis vandag sal sy wees 2:30 ons is afvang sodat jy haar kan sien. À moi sans chagrin, le passé il est vieux. Hierdie kamer is so romanties vir my. Dis so pragtig gedoen met die klip. Vertel 'n bietjie, waar kom al hierdie wonderlike goed vandaan? Ag, weet jy Anet, die hele bed kom eintlik van Suid-Afrika af. Ons het wonderlike eystersmid in Houtbaai gehad wat hierdie bed vir ons opgemaak het en onder andere het hy vir ons nog 'n ander een opgemaak. Die bedtafeltjies het ons maar natuurlik op oorkante gekry. Die waaiers kom van Suid-Afrika af. Dit is 'n absolute moet in hierdie omgewing want ons het nie ligreëling in hierdie ou huise nie, so dit is ons enigste vorm van afkoel. Die linne en so en koop ons maar alles op die mark. Die Franse linne, vir die wat nog nie daaronder geslaap het nie, mis iets vreesliks uit op, want dit is heerlik om onder die Franse linne Ek te stem slaap. saam. Dit is so, dit is die lekkerste slaap onder die Franse linne. Ag, wonderlik. Maar hierdie balk het 'n baie spesiale storie. Die balk is natuurlik die oorspronklike balk wat nou hierdie stitpilare of stitbalke vashou. So die hele dak rus op hierdie balk, maar oorspronklik omdat dit 'n staal was en 'n stoorplek vir die wintervoer, was hier 'n platform gewees hierbo waarop die bale hooi en so aan gesit is, jy weet. Dit was ongelooflik wat hier binne ingegaan het. Mens kan amper nie dink dat jy 'n huisie van kon maak nie. Gelukkig het ons bouer kans gesien daarvoor. Ek dink dis iets waarmee hy redelik bekend mee was. Dit het ons 'n wonderlike geleentheid gegee om dit te omskep in iets wat leefbaar is.
Maar dit was ook 'n manier vir die plek om geïnsuleerd te bly in die winter. Natuurlik ja, vir die diere spesifiek. Die klein deurtjies sal jy sien is altyd maar daar vir die diere gewees. Die groot deure vir die waans om in te kom met die hooi in die bale strooi. Ag, dis wonderlik, die mense het so in harmonie gewoon met die boerdery. Dis vandag nog dieselfde, jy weet, die Franse hier woon baie op na in die grond. Elke mens, elke eienaar hier het maar sy eie tuintjie. En wat so interessant is, so lekker is vir ons, as ons hier aankom, dan het ons bure dikwels vir ons 'n hele karton aubergines en 'n groente aardappels gelos voor die deur. Dit is 'n area vir mense wat van die natuur hou. En vir ons is dit ideaal natuurlik. Ton futur, c'est l'amour. Om hiernatoe te kom, moet jy nogal self hand aan die werk slaan. Dit is die rede hoekom ons hier is. Ek en Karina was op pad Italië toe. Dit is so wonderlik om hier te sit by julle. As 'n mens net dink hoe hierdie plek gelyk het. Karina, jy het geweldige goeie smaak. Waar kom al hierdie fantastiese goed vandaan? Wie ja net, ons sit nou in die skuur wat ons gaste-eenheid is. Meeste van die meubels hier is redelik baie van die goed hier op die markte gekoop. Jy kry ook fantastiese goed en ook verskriklike klomp gemors, maar oor die algemeen het ons al klein juweeltjies uitgegrawe op die brokante. Die groot meubels is maar goed wat ons destyds verskeep het van Suid-Afrika. Dis moeilike goed om te koop in Frankryk. Goed wat gemaak moet word is baie duur en jy kry ook nie wat jy altyd soek nie. Soos die trap byvoorbeeld, moes julle dit laat maak. Weet jy, ons wonderlike bouer het hierdie trap self gebou en die kombuis het hy ook gebou, so dit was nogals 'n makliker proses geweest as aanvanklik toe ons in Frankryk gearriveer het. Maar soos ons almal weet, die bouers, jy moet vriende met hulle maak want sonder hulle kan jy niks regkry. Dis reg. Dit kom maar met pyne en skete en nou en dan krisisse, maar die plesiere is groter as die negativiteit daaraan verbonde. Die uitdagings is altyd maar die taal. Ons het aanvanklik Frans geleer, maar hier is nou soveel Suid-Afrikaners wat hier woon. Hier's baie Hollanders en ook baie Engelssprekende mense. So dit maak die lewe vir ons baie makliker. Nie dat ons die hele tyd by mekaar kuier nie, maar watse tipe raad kry jy van die Suid-Afrikaners? Dit is die rede hoekom ons hier is. Ek en Karina was op pad Italië toe en toe ons vir jou ontmoet het jy ons natuurlik voorgestel in die huisie hier langsaan. En ewe skielik is ons in Frankryk en nie in Italië nie. Vir my was die grootste oorweging die feit dat ons vriende het wat reeds 'n paar jaar in Boesak is. Dit wil sê jy het 'n infrastruktuur, jy het 'n hulpskema. Dit maak dit soveel makliker. Die uitdagings is nie net die taal nie, dit is ook om oor die weg te kom met die Franse self. En ek dink dit is die rede hoekom soveel ander Suid-Afrikaners hier koop, omdat hier reeds 'n klompie mense is wat vir hulle kan help en bystaan. Wat die mense nie besef het nie, die Suid-Afrikaners wat hier kom koop het ook geweet om hiernatoe te kom, moet jy nogal self hand aan die werk slaan, want hier is nie werkers nie. So ons lewenstyl het verskriklik verander, maar dis deel van die genot om hier so te woon. Om eiendom te koop in Frankryk, veral in die platteland, is nie 'n klomp geld wat jy hoef uit te haal nie, maar dit kos baie geduld en dit is hoe dit gaan in Frankryk. Daar is nie haas nie en daar is net eenvoudig, jy moet geduld hê. Petri, jy het baie ander bedrywighede hier wat jou besig hou as jy nou nie vir Karina help met haar goed nie. Ek is maar die een wat in die tuin moet inspring natuurlik. Jy weet, met my hande is gewoonlik potblou en my naels is potblou want hier's 'n klomp klipwerk wat gedoen moet word. Maar vir my was dit nogals lekker geweest want ek is mos 'n geoloog en elke dag as ek nou 'n klip optel, sal ek eers bietjie wil kyk wat 'n soort klip is dit nou voordat ek hom gaan neersit op 'n ander plek, jy weet. Dit is vir my vreeslik lekker om hier met my hande te werk wat totaal al anders is as wat ons by die huis doen. Dis vreeslik fisiese handearbeid, maar dis omdat dit so anders is as waaraan ek gewoond is in die Kaap. Dis 'n werklik 'n ander lewe vir my. Dis 'n wegkom vir 2-3 maande in die jaar wat vir my werklik verfris en weer krag gee. Daar is nie 'n winkel hier op Sojourner nie.
Maar 2 maal 'n week kom daar 'n oulike boulangerie-trokkie, dis nou 'n bakker, Bonjour madame. wat stop met varsbrode, croissants en allerlei lekkernye wat hulle dorpie besoek. 4 chocolat croissants, s'il vous plaît. Une pêche. Une pêche. 1, 2, 3. Il est là, moi. Okay. Au revoir, bon voyage. Sien hoe absoluut wonderlik en idillies is dit nou. Dit is so. Hier kom ons nou met ons mandjie. Kan ek maar champagne oopmaak? Ja, dit sal fantasties wees. Ons sit hier en jy kan agterkom, hier is 'n absolute vrede op aarde en jy het nog 'n paar goedjies wat jy hier moet doen. Maar wat is julle langertermynplanne as dit alles klaar is en reg is? Weet jy Anet, as ons nou klaar is met die renovasies, is ons plan om 'n bietjie Frankryk te verken. Die afgelope 14 jaar wat hier was, het ons regtig nie Frankryk geleer ken soos wat ons graag wou nie. Ons het wel Italië toe gegaan, ons het gereis soontoe. Dit was nog ons 10 osseperre op saal om daar uit te kom, maar ons beplan om 'n bietjie die Franse platteland veral te verken. As ons nou klaar is hier en dan gaan ons die pad vat en 'n bietjie ry. Ons het sulke groot idees gehad wat ons hier die hele Frankryk gaan toer elke jaar na 'n ander rigting toe. Ons sal dit nou doen as ons eers klaar is met die finale restaurasie. As ek nou uiteindelik my besigheid verkoop gekry het en ons kan hier vir 'n rukkie langer woon, sal ek graag my werkswinkel so verbeter dat ek ordentlik kan timmer daaraan te kere gaan. En dan natuurlik sal ek graag wil skryf en wil lees. Die boeke wat ek my lewe lank nie kans voor gehad het nie. So nee, dit sal vir my die tyd gee om die dinge te doen wat ek nog altyd wou gedoen het, want jy weet, mense is so besig om net vir die werk te gee en vir vriende en vir my vrou alles te gee. Ek gaan 'n bietjie maar na myself begin kyk en dan verstaan nie maar soos so woon. Ag, ek is baie bly om dit te hoor en ek hoop beskei nog baie sal. Gesondheid julle. Cheers. Gesondheid. Droom jy van jou eie chateau in die Franse platteland? Dit verg nie net harde werk nie, maar goeie finansiële beplanning. Easy Equities is 'n beleggingsplatform vir almal. Jy kan self jou geld belê of die besluite toevertrou aan batebestuurders soos Satrix, Allan Gray of PSG. 'n Rekening is verniet en enigiemand kan geld belê in lande soos Suid-Afrika, Amerika, Brittanje, Australië of die Europese Unie. Dis 'n maklike en veilige plek om jou geld 'n goeie kans op groei te gee. Maak jou wêreld mooi met Easy Equities.